Goeiemôre almal. Jo. Trevor het so praat van die oorlog. Dink ek spesifiek aan dit wat ek vanmôre wil kom oordra. En door die Here al die hele week, ek het 'n spesifieke preek reg gehad vir vanoggend en die hele week draai dit en gisterand sê ek vir almal in die huis, ek gaan net gou weer ingaan. Ek wil net gaan deur alles weer gaan. En ek kom 5 minute later uit en hulle vra as jy klaar, ek sê nee, dis asof ek die hele preek nou moet verander. Dis asof alles nou ek gaan net eet. Ek wil net myself net ontspan en dan sal ek weer teruggaan en vanmôre toe jy so oor die oorlog praat en deur alles wat die Here my nou gevat het met die 3, want daar's 3 preke op die einde van die dag gewees vir vanmôre en ek wil dit saamvoeg. Ek wil dit saam sit vanmôre. Want ons weet ons wêreld is besig om in 'n volgende fase in te beweeg, 'n fase van oorlog, 'n fase van die eindtye wat 'n realiteit word in ons lewens, alhoewel die wêreld dit afspeel. Dit word afgespeel van, nee, dis net hierdie ene wat jaloers is op daai ene, hulle wil hulle olie hê. En die ene wil daai hê, maar as ons die woord ken, en ons ken die profetiese roepinge wat uitgegaan het, weet ons dat ons in 'n tydperk in beweeg waar God op pad is om vir ons te laat weet, ek kom terug. Die tyd is naby. En om nou nie soos NG Dominee te klink nie, maar is jy gereed? Is ons gereed vir die tyd wat in ons ingaan? Want die media en die sosiale media beeld dit vir ons so uit dat daar selfs in ons huishoudings en ons werksplekke 'n tweestryd gevorm word. Want die media gee vir ons 'n spesifieke inligting en ons het 'n keuse wat se deel van daai inligting ons wil vat. En soveel hardloop na die inligting toe in plaas na die woord van God toe om te sien wat die Here vir ons besig is om te sê. En ek glo as ons kyk, as almal, of weer eens, ek weet nie wie alles volg nie, maar as ons gaan kyk na Amerika, hoe hulle in die laaste 3, kom ons sê die laaste 9 maande, die revolusie in die jeug wat opgestyg het vir Christus, waar die universiteit kampusse omgedraai word en waar hulle die Here begin dien. En daai goed is besig om oor te kom van kampus en land na land. Die Here is besig om iets voor te berei en ek glo dat Suid-Afrika nie ver agter is nie. Maar ons het almal hierdie verwagting van ons wag vir een om op te staan. As een dit begin, dan gaan ons volg. Ek kyk gister die sport, ons was gister al by die hoërskool en in die hokkie waar Danel speel, dis asof almal wag net vir daai eerste goal. As ons die eerste punt aanteken, dan het ons gewen. Dan het almal die vrymoedigheid om verder saam te werk. En ons as Christene en as Afrikaners wag ons vir daai een om op te staan en 'n boei te maak. En ek wonder hoe's die vrees in daai een om op te staan. Want gaan hulle van my hou, gaan hulle nie van my hou nie. Gaan hulle saam met my stem, gaan hulle nie saam met my stem nie. En ek dink die groot ding wat daar vir ons uitkom is dat as 'n kind van God is die grootste bekommernis wanneer ons voor God gaan staan, hoe voel God op hierdie oomblik teenoor my? Wat is God se gedenke aangaande my? Het God my op hierdie oomblik lief? Want ek leef in sonde en ek is vuil en daar's probleme. Maar as 'n pa roep hy uit na jou en sy grootste begeerte as ons gaan kyk van die begin af was om tyd met ons te spandeer, maar glo die tyd het gekom waar God ons wil roep om te sê, gaan uit. Ek glo die tyd het gekom waar God ons wil begin opwerk om uit te kan gaan
as individuele in ons land en in jou werksplek en daar waar jy is, om nie net die woord te verkondig nie, maar 'n daadwerklike verskil te maak. En die woord waarop ek vanmôre wil fokus is die Hebreëse woord hineni. Nou hineni is maar word meestal gesien as 'n Ou Testamentiese Hebreëse woord. Hy kom glad nie in die Nuwe Testament voor nie. Nou hineni is here I am. Here I am. Soos wanneer die Here mense aangeroep het hulle geantwoord hineni, bedoelende here I am. Nou hineni het ek gaan dit oorslaan in Engels toe, has 3 dimensions of hineni. First dimension is the presence. I am here. So ons eerste dimensie van hineni is dat Here, hier is ek. Is jy beskikbaar? Ek is beskikbaar, Here. Here, jy roep my, hier is ek. A God does not want a distracted heart, he wants a present heart. Hoeveel keer praat die Here nie met ons, hoeveel keer roep die Here ons sê, maar ons harte is so besig met ander dinge in die wêreld, met dinge van die werk, dinge van die huis, dinge van, but it's not busy with God. It's distracted away from God. Availability. Kyk, ons is groot gemaak, jy moet reg wees, as Jesus jou roep, gaan jy gaan. Jesus kan ons almal enige oomblik net kom vra, gaan bid vir daai maatjie, en dis ons geleer was van kleins af, maar het ons werklik daai, Here, ek is available, wanneer U sê, ek moet beweeg. Ek is reg vir wanneer U vra, ek moet vorentoe gaan, of is dit net, wanneer ek so voel? So, I am ready. God can interrupt my plans. Is ons regtig gereed as die Here ons moet roep, of die Here ons wil gebruik om te sê, Here, maar my planne op die oomblik sluit nie dit in nie. Om alles te los of om alles prys te gee wat ek op die oomblik mee besig is en daai te gaan doen, Here, dit gaan nie vir my werk nie. En dan die derde dimension of hineni is I will go. If you've got an open heart and you are willing to be obedient to the Lord and your plans are set aside, you will be willing to go. Nou, soos ek voorheen gesê, the meaning of hineni is I am here. Behold me, I stand before you, I am ready and I am available. It's a word of surrender and readiness, and it was a word of full attention. Nou as ons gaan kyk na kere waar die woord hineni gebruik is in die Bybel, kyk ons heel eers na Abraham. En dis nie toe God vir Abraham gesê trek nie, dis toe God vir Abraham geroep het en vir hom sê, hoorie so Abraham, jou seun moet jy gaan offer. Ons lees dit in Genesis 22 verse 1. And it came to pass after these things that God did tempt Abram and said unto him, Abram, and he said, behold, here I am. Abraham het nog nie geweet wat God van hom gaan vra nie, maar hy het gesê, hier is ek. Behold, here I am, Lord. He answered before he knew what he answered before he knew what God was requesting from him. That is not just faith. That is not just willingness. That is full out obedience. That is solidly sold out. Om te kan sê, Here, hier is ek, en die Here het nog eers vir jou gesê wat hy wil hê jy moet gaan doen. Moses by die brandende bos, Exodus 3 verse 4, and God called unto him in the midst of a bush and said, Moses, Moses, and he said, here I am. En God response is op hom, go deliver my people from Egypt. Onmiddellik is dit wanneer die Here ons aanroep, kom die opdrag daarna. But are you there? Are you hineni? Here I am, Lord. Use me.
Samuel. Ons ken almal vir Samuel wat by die ark van die Here gelê het. En die Here het hom geroep en hy het gegaan na Eli toe en Eli sê toe vir hom, okay, dis die Here wat jou roep. En toe Samuel besef, dis God wat met my praat. Dis dit, hier is ek, nee. Here I am, Lord. En die Here sê, ek gaan jou oprig en jy sal uitgaan. Jy sal, Wat nice was van Samuel, Samuel's heart was attentive. He didn't yet understand God's voice, but he was available to hear it. Is ons nog available om die stem van die Here te hoor? Of is dit net uit gewoonte uit? Is ons nog hier elke dag om uit te gaan en 'n verskil te maak, of is dit net uit gewoonte uit dat ek dien mos nou die Here, so ons doen mos die dinge op hierdie manier? Isaiah, in Isaiah 6 verse 8, says, whom shall I send and who will go forth? And Isaiah responded, here I am, send me. Niemand anders te nie, stuur my. Here I am, Lord. En dan die ultimate hineni was Jesus. Alhoewel die woord hineni, die Nuwe Testament is in Grieks geskryf, so die Hebreëse woord sou nie daar voorgekom het nie, maar as ons Hebreërs 10 vers 7 lees, sê hy, then I said, dis Jesus wat praat, here I am, it is written about me in the scroll, I have come to do your will, my God. Jesus lived the ultimate in any life. From heaven to the cross, he lived, his life declared, Father, I am here to do your will. Vanmôre het ek na hierdie Hebreëse woord hier voor almal kom neergaan om te sê, is jy beskikbaar? Is jy beskikbaar om uit te gaan en 'n verskil te maak? Ons hoor soveel preek en ons het soveel inligting wat in ons ingesit word, Sondag na Sondag, ons woordstudies, ons Bybelstudies, en ons loop met mandjies vol van die Here, maar ons gaan deel dit nie uit, soos Jesus wat die 2 broodjies en die 3 vissies, of die 5 broodjies en die 2 vissies uitgebreek het, en het gaan uitdeel het vir die mense nie, want wanneer ons in ons werksplek of ons skole is, of die universiteit is ons so geconfined met wat daar aan die gang is, that there is no place for God where we move. Want dit is werk hier, en dit is attention hier, en dit is wat hier aangaan, instead of going out and making a difference, making it count, saying to the Lord in the morning, here I am, send me today. Here, hier is ek sal 'n offer gee vir jou vandag. Dit wat ek die liefste het, dit wat vir die grootste belofte wat u vir my gegee het, op my ou dag sal ek vir jou teruggee, hier is ek. Jesus wat sê, hy sal vir, sy grootste wil was, en ons lees dit deur die hele Nuwe Testament, is I'm here to do the will of my Father. My Father has sent me, my Father has called me, by the love of the Father, en by, Jesus sê, dit is deur die krag van die Vader dat julle, is deur my en die krag van die Vader dat julle kinders van God genoem kan word. Ons het daai verbintenis met die Here. Ons het daai verbintenis met God, kinders van God. Nou, in my huishouding, as ek my kinders moet roep, dan is dit gewoonlik iets soos die volgende. Shanike! Ja, en so kan ek hulle al 3 uithaal. Dis net daar, het papa ooit gekyk. Hoekom? Want ek is besig. Ek kry nie 'n hinene. Here I am I. Use me. Pick me. Ek sal die koffie maak. Nee. Maar is dit nie as ons die Here ons ook roep nie?
Here, ek kan nie nou nie, want almal gaan my sien, almal is hierso is bewus van hulle eie dinge, as ek nou hier moet opstaan en u woord net hier verkondig. Here, het u geseker, u sien die regte persoon, u wil nie dalk daai ene, hy lyk gereed, hy lyk reg, want dis die ander een wat ek kry, het papa aan my sussie gevra, ek is mos die enigste kind in die huis. As God ons roep, hoeveel verskonings het ons nie? Hoeveel dingetjies het ons wat ons een kan sit nie? Wat ons voor hom kan neersit en sê, Here, net nie vandag nie. Here, my omstandighede laat dit net nie toe nie. Daar's net nie 'n manier wat ek gereed is. My sonde is te veel, ek kan nie met ander gaan praat nie. Here, ek kan nie 'n verskil maak waar ek is nie, want ek was nie gehoorsaam in my jonger dae nie, en ek kan nou nie meer vorentoe gaan nie. I'm trapped in my past. Here, ek kan net nie vir u doen nie. Hoeveel verskonings het ons nie wanneer die Here op ons knoppie druk nie? En die ergste is, soveel keer hoor ons nie eers die stem van die Here wanneer hy ons roep nie, want ons hart is nie reg nie, ons hart is besig met dinge wat nie van God af is nie, ons ore is nie attentive om te hoor nie, want die duiwel kom om te steel en te slag en te verwoes. Hoeveel keer in hierdie jaar het die duiwel nie al ingekom om te verwoes in elkeen van ons lewens nie? Of dit nou siekte is, of dit finansies is, of dit moles is, of dit gevegte is met vriende of familie, of selfs in jou eie huis is. Die duiwel gaan kom om verwarring te bring, ongeag wat, want hy wil nie hê jy moet kan opstaan en vir die Here sê, Here am I, Lord, send me. Solank as wat hy jou kan terughou en jou kan weghou, is dit 'n tikluisie vir hom. Sê, ons het hom nou hier, kom ons gaan na stap 2 toe. Ek sal nooit vergeet, die heel eerste dag van Bybelskool, daar in Auckland Park, by college, is daar 'n ou pastoortjie, hy het lang grys hare gehad, en 'n lang grys baard, en hy sê daai dag al vir ons, sê, as jy hier uitstap, is die duiwel gereed vir jou. Moenie dink, hy gaan jou nou uitlos, omdat jy opgestaan het, en gesê het, hier is ek, Here, ek wil vir jou gaan werk nie. Hy sê, jy's nou juis op die lys. You are there to be attacked. So ek maak seker, jy is gereed om terug te veg. En as ek so dink aan Dawid, toe Dawid opgestap het om die kos vir sy broers te neem, en hy kom daar op die vegveld aan, en Eliab, sy broer, Eliab, vra van, wat maak jy hier? Wie kyk na die skape as jy hier is? Hy sê, my pa het my gestuur. Eerstens om jou te voed. Tweedens het my vader my gestuur, want hierdie vuil Filistyn beswadder my God. Wie is hy? Wie is hy om so teen my God te praat? Wanneer die Here ons uitstuur in ons daaglikse take, deur ons werk, en ons kom op 'n plek waar ons sien, die mense beswadder ons God, staan ons nog op en sê, wie is hierdie Filistyn wat so van my God praat? We have lost our power in Christ, in standing up for God. Deur 'n wêreld wat ons beheer met wat ons sien in die media, wat ons beleef in die media, en dit beheer ons gevoel en ons optrede daar buite. Ek wil afsluit met die laaste deel van die Nene. Ek glo God vra nog steeds, whom shall I send? Ek glo die Here is nog steeds daar om mense uit te wil stuur, mense op 'n plek te kry om hom te dien, mense te gebruik, elke een van ons te gebruik in ons werksplek, in ons vriendekringe,
daar buite of dit in die winkel is en jy daar die woord van die Here kan verkondig. The smallest action can have the biggest result. Op julle campus en op julle skole glo ek die Here vra nog steeds, who can I send? My vraag is, wie hoor dit? Wie se ore is oop om dit te hoor? Wie se hart is reg om dit te kan ontvang en te sê, Here, stuur my. Toe ek vir Trevor vanmôre sê, Rodai sê, Gerdus, jy's op die offering en jy moet preek, en ek sê, dis reg, ek sal dit doen, en ek sê vir Trevor vanmôre, ek het gesê, yes, ek gaan altyd doen, en hy sê, nee, ek moet ook daarvoor wees. Ek moet deel van dit wees, ek kan nie weg van dit af wees nie. That is Hineni. That is here I am, my Lord. Just use me, want ek weet, hy gaan nie deur die week kan gaan, deur om nie hier voor te kon staan, en die krag en die salwing van die Here deur om te voel nie. To know that the Lord has used me this week is more than enough to pull me through. That is here am I, Lord. Many people say, Lord, explain it to me first. Here, dit wat U wil hê ons moet gaan doen, verduidelik dit net eers. Here, ek weet nou nie so mooi nie. Before the explanation, before the plan, before the outcome, it is Hineni. As ons nie gaan bereid wees om vir die Here te sê, gebruik ons, voordat ons sy deel van dit hoor nie, dan wil jy het op jou voorwaardes doen. Mense gaan vandag na superkerke toe, want alles is daar om die ore te streel en hulle 'n show te gee, en hulle stap daar uit en hulle het iets amazing beleef, maar 'n dag later het dit geen waarde in hulle lewe bygevoeg nie. Elkeen wat hier sit, en ek in kluis, kan 'n verskil wees in iemand se lewe daar buite hierdie week. Elkeen van ons kan uitgaan en vir die Here sê, here am I, Lord. Stuur my. En dit is nie altyd daai om by die mense in te kom wat jy weet 'n probleem het en jy wil dit vir hulle gaan fix nie. It is going out in this world and making a difference with the gospel of Christ. Spreading the gospel, not the lies, opening up their eyes to what God is busy doing. By die werk hierdie week is almal gestres en bekommerd. Hulle sê, Gerdus, het jy gesien al die vuurpyle en alles wat gebeur, en hulle sien nie kans vir as die oorlog Suid-Afrika moet tref nie, want dit gaan weer armoede beteken. En Gerdus, wat Gerdus is, sê, ek is reg vir die oorlog. Hulle sê, sal jy veg? Ek sê, nee, ek gaan nie veg nie. Maar dis deel van die profetiese woord wat die Here vir ons gewys het in sy woord, dat hierdie dinge moet gebeur en die einde moet nader kom. Hoekom wil ons vas staan om 'n lewe te geniet as God soveel meer vir ons in stoor het? Maar as ons deur hierdie pad moet gaan om daarby uit te kom, then I will walk it. Ek gaan nie stil staan in ons gemaksones nie. En dit is moeilik vir ons, wanneer jy in 'n moeilike situasie, in 'n moeilike plek is, om te sê, hier is ek, Here, hou aan om my te gebruik. So terwyl elkeen van julle net hier sit, ek gaan nie vra, steek 'n hand op nie, ek vra jouself die vraag op. As die Here jou vandag moet roep, gaan jy sê, here am I, Lord, use me. Maar wees versigtig om net te sê ja, want dit dra waarde. Ek het as 'n klein kind, en as ek sê 'n klein kind, bedoel ek op laerskool. Dit is nou, as ek in grade moet praat hier in die Kaap, graad 3. Graad 3 het ek opgestaan en vir die Here gesê,
Here, gebruik my. Want ek het op aanddienste gesien hoe die Heilige Gees werk en hoe die Heilige Gees vloei in 'n AGS gemeente in Henneman, and I wanted to be part of it. And I said, Lord, use me. En ek het 'n honger my lewe lank daarna gehad om deel te wees van die werk van die Here. En die duiwel het alles in sy vermoë gedoen om daai af te breek, om my nie op daai punt te kry nie. Elke leuen, elke triek in die boek gehad, en die grootste fool was ek, want ek het dit geglo. I started living his lie instead of the promise of God. Die begeerte wat die Here in my hart gesit het. Put all the lies aside, put all the stress aside, put all of your fears aside, and stand up today in your heart and say, Sinene, Lord, I am here, use me. Maak nie saak wat die wêreld om jou doen nie. Gaan en wees die verskil. Al beklei die baas met jou, wees die verskil in sy lewe. Wees die een waar hy kan sien, die Here leef in my. Maak nie saak waar ons is nie. Let God use you to be the difference. Abraham, die vader van die nasies, hy word nog steeds geëer in Israel as die vader van Israel. Moses word nog steeds geëer as die grootste leier wat die volk uitgevat het. Jesaja is nog steeds een van die grootste profete. Samuel nog steeds. Daai name word vandag nog steeds gespreek. En as jy na hulle toe moet gaan hulle sê, dit maak nie saak of hulle name nog steeds gespreek word nie. Wat saak maak is, die wil van God was gedoen. It's not about us. If we have to make that mind change, ons moet daai verandering hierbo maak. It's not about me. It's about the will of God. Kom ons sluit die oor. Vader God, vanmôre sit ons 'n handjie vol. Maar Here, ons het gesien wat U kan doen met 5 broodjies, 2 visse, en U kan 'n nasie voed, my Here. Duisende. Here, ek vra dat U vanmôre hier by His Hearts Ministries in Joostenberg vlakte sal begin. En breek ons op. En deel ons uit, my Heer. In die werksplek, in ons skool, Vader, by die universiteit, wherever we go, in die winkelsentrums, my Heer. Break us down and feed us out there, Lord. Laat ons onsself kan deurgee vir U. Say, Lord, here I am. Use me to feed the hungry out there. Here, ons sit met 'n land en 'n nasie en ons het soveel gemors wat in ons land aan die gang is. Maar Vader, as die Christene gaan begin opstaan en die woord van die Here gaan begin spreek en die woord van die Here gaan begin leef en die woord van die Here gaan begin uitbeeld, dan gaan ons land verander vir die goeie. Vader, en so reg oor ons wêreld kan dit gebeur, maar ons is so vasgevang in dit, Vader, wat die leuns van Satan is. En ons glo die leuns, ons hou vas aan die leuns, ons hou vas aan die wêreldorde wat dinge beheer, want dit is groter en sterker as wat ons onsself sien. Nou my Heer, ek vra dat U in die krag van die Heilige Gees elke persoon wat hier is sal begin gebruik, dat U vir hulle kan wys dat met U spring hulle oor 'n muur, met U loop hulle 'n bendestorm, met U gooi hulle 'n reus op die vloer neer en kap sy kop af. Show them, Father God, show us, Father God, who we are when we are in the Spirit, walking by faith, walking with God on our side. Want die woord sê, U sal ons vooruit gaan en ons pad vir ons gelyk maak, my Heer. Toe die Israeliete deur die Rooi See is hulle op droë grond daardeur, my Heer. Nie klei grond nie, nie nat nie, droë grond. Vader, daar waar nou net 'n rivier of 'n see of hoe groot hierdie poel ook al was, my Heer. You allowed them to walk on dry flooring.
Here, en ek vra dat U dieselfde vir ons sal doen. In ons situasies, in ons lewens, Vader, kom en genees en kom en herstel en kom, Vader, bring 'n vernuwing in ons gees in, waar ons kan opstaan en sê, here I am, Lord, send me. I will go. I will be the difference. I will be the prophet. I will be the leader. Father God, send me. I will be the father of these unborn children of God. Van die wat nog nie gered is nie. I will teach them. I will father them. Here, gebruik ons om uit te kan gaan, my Heer. Hou ons harte reg teenoor U en ons ore oop om U stem te hoor. Hou ons in 'n plek, Vader, waar ons die Gees aanroep en U soek en nie wegdraai van die wil van die Here nie. Keep us ready, Father God, for when the thundering sound of that trumpet is going to sound, that we will stand up and we will meet You, Father God, in the sky. Here, laat ons soveel as moontlik saam met ons kan vat op daai dag. Let it be our saying that I will not go alone. In Jesus' mighty name. Amen.